Hierdie program word geborg deur DigiCards. Vandag kuier ons by Diekenau St. George. Ons gas is Ledelia Kombrink. Hallo daar en welkom weer by Hart en Siel van die Tuinroete. Ons het jaarliks hier in ons dorp 'n baie belangrike byeenkoms en dit is 'n sportbyeenkoms. En by my is die wenner van die spesifieke sportbyeenkoms. Ledelia, baie welkom op ons program. Baie dankie. En sy gaan ons vertel wat hierdie sportbyeenkoms was en waar dit begin het in jou lewe. Ja, baie dankie. Dit is heerlik om hier saam met jou te kuier vanoggend. MAT is net so groot. MAT is 'n internasionale trail running event, for lack of a better word nou. Maar dit vorm deel van UTMB en dit is klomp afstande wat gehardloop word van 10 km tot en met 100 myl wat ek gedoen het. 100 myl is amper oor die 200 km. Dis 168 km. Dis verder as die Comrades. Ja, nee, hy is omtrent dubbel. En julle hardloop oor berge. Hulle hardloop oor berge. Ja. Dis 'n verskriklike trail om te hardloop. Vertel ons bietjie daarvan. Ja, so ons hardloop in die mooiste gedeelte van ons land, dink ek, die Outeniqua berge. Ons begin by die stadion, ons gaan reg op, hier agter ons sit die mooie George Peak, ons gaan met hom op en ons doen die hele kom weer af, doen ou Cradock Pass wat 'n baie ou pas is hier in die Outeniquas. Ons hardloop die hele Kamvers Kloof gedeelte om en dan eindig ons ook deur groene weide, roetes, staproetes tot in wildernis. Ons hardloop 'n stukkie op die strand. Ons kom dan terug met die ou Outeniqua wandelpad, al die pad terug tot en jy hardloop deur die nag. Hardloop ons jy hardloop die hele tyd. Mag jy loop of ja, kan jy 'n russie vang of moet dit net 'n nee, jy kan gelukkig daarom asem skep? Yes, daar was gelukkig daarom nou nie baie sulke reëls nie. Ons stap baie. Jy oefen dit ook want jy kan dis onmoontlik om die hele tyd net te kan hardloop. Maar ja, ek slaap nooit op sulke wedlope nie. Baie mense doen. Hulle vat Is dit so dit is deel daarvan. Ja. It's just finishing it. Is Ja. eintlik die groot ding. Ja. Jou agtergrond is Riversdale en daar's 'n vreeslike interessante een wat jy gedoen het toe jy nou bietjie voor hierdie een, die Sleeping Beauty. Ja. En daar's 'n oom Tielman betrokke daar wat ek Ja. lees in jou Facebook. Wil jy vir ons so kortliks bietjie van jou Riversdale se hardlopery Ja, en waar dit begin het? so Riversdale is nou maar my grootworddorp. Okay. Dis 'n plek waarvoor ek verskriklik lief is, omdat dit altyd na in my hart gaan bly. Dis ongelooflike spesiale mense. Dit is 'n mooi dorp. En die Sleeping Beauty berg was die eerste berg wat ek ooit uitgeklim het. Dis nou daai hy hardloop maar alles maar deel van hierdie een of nie Yes, eintlik hy nie. vorm deel van die Lange bergreeks. Sy, Yes. okay, so dit is En maar net hy, hoog. dis mos daai mooi ene as jy op die N2 verbyry, Korrek. dan sien jy haar daar lê, die Sleeping Beauty met haar wimpers en haar Ag, neus ek gaan en nou haar 2 keer mond. kyk as ek daar Ja, deurry. dis- Dis nou baie interessant. Dis baie spesiaal. Ek het gesukkel toe ek klein was om haar te sien. Ek het gedink haar kop is haar neus en sy was vir my glad nie mooi Maar nie. jy was geregtig om dit nie te kon Yes, verstaan nie. maar as jy dit eers een keer gesien het, dan is dit net so mooi. En ek dink die groot ding wat my gefassineer het destyds ook as 'n plaaskind is, daar's net soveel mooi daar buite en om Sleeping Beauty te klim en bo op haar kop te staan en net te sien dis niks mensgemaak nie. Dit is hoe dit gevorm is. Sleeping Beauty wedloop, die Ultra Trail Sleeping Beauty, is in samewerking met die voortrekkers van Riversdale. So hulle het 'n paar jaar gelede het hulle hierdie inisiatief begin en al die fondse wat gegenereer word van die wedloop gaan weer terug in die gemeenskap in. En hulle gebruik dan ook die fondse om weer ou staproetes oop te maak. Wat vir my baie spesiaal is hierdie jaar was roetes wat ek as 'n klein dogtertjie op laerskool laas gestap het, wat hulle weer heropen het. En dit is net so spesiaal want dis ongerep. Dit is die mooiste gedeeltes. En jy het daai roetes weer begin hardloop ook nou as 'n volwassene. Yes, en nou dit voel asof die sirkel voltooi is van klein dogtertjie laerskool nou as 'n volwassene met my eie kinders in 'n sport waarvoor ek vreeslik lief is, om weer daai roetes te kan hardloop is net verskriklik spesiaal. En ek dink die wonderlike ding daarvan, en dit is wat MAT ook so spesiaal maak, is met al hierdie wedlope, is hoe
hoe hulle die gemeenskap betrek om weer net plekke te hê vir ons kinders en ons nageslag en om mense bloot te stel daaraan. wat is daar buite. MAT is 'n internasionale groep. Yes. Wat weet jy daarvan, hoe dit hier by ons uitgekom en wat het jou laat besluit? MAT, hierdie jaar is myne. As jy vir ons so kortliks 'n bietjie van dit alles kan inlig. So MAT is Mountain Ultra Trail, dit vorm deel van UTMB. So UTMB is 'n internasionale byeenkoms kan ek sê, dis staan vir Ultra Trail Mont Blanc en onder UTMB is 'n klomp wedlope reg oor al die vaste lande in die hele wêreld. Ja, so ons is baie bevoorreg. MAT is die enigste UTMB wedloop in Suid-Afrika, in Afrika, ek praat in korreksie. Wat hier by ons gebeur. Wat hier by ons gebeur en dit is wat dit baie spesiaal maak, want dit is regtig enigins 'n soort trek baie internasionale mense, lok internasionale skares en sit ons 'n bietjie op die map daar aan die buitekant om te sê wie en wat is George en wat kan George en sy mense bied. So ja, dit is baie lekker. En dan wie wil nie deel wees van so internasionale? Ek sal kom staan en cheer vir jou volgende keer, Ja. maar Josse, dit is erg, want ek onthou nou by die chamber het jy vertel net van jou oefenprogram. Ja. Ek was uitgeput deur net te luister. Wat het jou besiel, of kom ek sê so, toe jy besluit het om dit te doen, in jou gesprek daai aand, het jy gesê, partykeer het jy net gesit en huil en sê nee, Ja. nee. Maar toe is jy al moeder van Ja. jou babietjie van 2. En yes. hoe was jou wroeging daar en wat het jou maar laat voortgaan? Ja, ek dink dit is baie moeilik. Ek is 'n baie selfversekerde mens as ek dit kan sê en ek is baie goal driven en as ek my kop op iets gesit het, dan kan ek nogal voluit daarmee, maar dit is moeilik. Dit is moeilik om voltyds te werk met kinders en 'n huishouding en 'n man en om daai balans te hou is baie moeilik. Ek dink my groot ding van hardloop is net dit is vir my prioriteit om vir mense daar buite te wys dat deur goeie balans daar te stel, is 'n mens tot soveel meer in staat. En ek dink baie mammas dink ook baie keer as hulle kinders gehad het, dan vir 'n tyd lank plaas jy alles op die weegskaal. Self ook agter hulle, nê? Nee, definitief. Totaal. En dis net vir my lekker om te wys dat 'n mens kan. Ek het 'n ongelooflike man wat my ondersteun en as dit nie vir daai goeie ondersteuning is, gaan 'n mens dit ook nie kan doen nie. So dis vir my verskriklik lekker om hier te wys en hard te oefen en vir my kinders te wys dat waartoe is 'n mens in staat en wat kan bereik word as jy jou kop daarop sit en as jy hard werk. Vir my gaan alles in die lewe oor baie selfdissipline, harde werk en balans en ek dink dis die 3 goed wat so belangrik is om hierdie te kan doen op die ou einde. Oefenprogram baie hard. Dit is nie altyd lekker nie. Ek kan net in die middag oefen na werk. So met ons wonderlike George weer, as dit reën in die middag, dan het ek nie 'n keuse nie. Dan moet ek maar gaan hardloop en gaan oefen in die reën. So dit maak dit baie moeilik. Dis daai wroging met jouself om te sê, daar's 'n groter doel, daar's 'n groter prentjie en jy moet net hier deurkom. Ek lag altyd. Ons het so 'n grappie wat sê dat daar's nie iets so slegte weer nie. Jy kry goeie kwaliteit gear. So kry dit vir jou goeie reënbaadjie en dan gaan dit dit maak seker ook maar sin, Ja. want uiteindelik kan jy ook maar 'n bietjie afkoel en kan Ja. irriterend wees, maar dit kan ook lekker wees. Ja, nee dit is. Wat lê voor vir jou? Sjoe, daar's so baie. Ja, ek dink vir my op hierdie stadium is dit nog om soveel as moontlik van hierdie goed te kan doen. Hard te werk, te sien waartoe ek myself kan druk. Die wonderlike van hierdie is ook, dit gaan nie noodwendig oor wen nie. Ek sê altyd vir my kinders ook, ons moet hierdie wenkultuur uit ons kop uit kry, want vir elke mens is daar deelname. Dis die deelname. Dis die deelname. Show up. Yes, en wat is die beste wat jy kan doen? Ek sê altyd daar's een wenner. Ek is bevoorreg en ek het hard gewerk en ek kon die myler vir die vroue wen Ek hierdie wou nou jaar. net vir jou sê high five. Ek wag vir daai vroue het om gedoen. Ek kon dit maak en ek was 4de algeheel in die wedloop. Daar was net 3 mans voor my. En ek dink
wat so ongelooflik is daarvan is, waartoe is 'n mens in staat? Dit wys net, nee. En dis vir ons elkeen om ons eie boundaries te push. Nie almal gaan 100 mylers hardloop Maar dit soos kan ek klein nie. treetjies in alles Exactly. wees. Party mense is just get up. Ek net so. Al met 'n ongesonde liggaam, nê? Net so. daai tree te gee. So dit is vir my, ek Ja. sê altyd vir my kinders, onthou, jy kan 15 persoonlike bestes hardloop in jou lewe. Dis amazing en jy mag dalk nooit 'n wedloop wen nie. Dit gaan nie oor daai podiumplekke nie. Dit gaan oor is jy beter as die mens wat jy gister reg gekry? was. Absoluut. Ja, Ag, ons so. wil vir jou so dankie sê en net die beste toewens. Weet Baie jy, jou dankie. energie is regtig aansteeklik en Baie kan jou dankie. net die beste toewens. En dan vir julle by die huis, onthou, opstaan is een begin en dan kan jy die dag aanpak. Tot 'n volgende keer. Totsiens.